wat jy saai, dit sal jy oes of maai. Die woorde van Galasiërs 6 vers 7 en 8. Dis 'n vers hierdie wat volgens my mening wat baie mense dikwels vreeslik eensydig gebruik. Hulle gebruik dit amper soos wat party mense praat van bad karma, dat al die lelike en slegte dinge wat jy in hierdie lewe aanvang teenoor ander, sal een of ander manier, een of ander tyd, sal dit terug boemerang op jou. Soos mense dan sê, karma is 'n bee. Ons weet wat ek bedoel daarmee. En dit is gedeeltelik waar dat dit daar so staan in die Bybel in Galasiërs 6. Maar as 'n mens net die volledige vers 7 en 8 lees, dan gaan jy verstaan wat ek bedoel. As ek sê mense gebruik die vers heeltemal eensydig. Daar staan wel, die van julle wat op die akker van die vlees saai. Dit is die akker van die vlees, is al die materiële dinge, die dinge wat oor jou eie ek gaan. Dit het dan te doen met mens, soos begeertes na verskriklike rykdomme. Dit het te doen na 'n manier van lewe dat jy mense sal bedrieg en seermaak en besteel en sal aanrand, net dan om daai begeerte van die vlees dan te verwesenlik. Dat jy ou mense uit hulle geld uit sal bedrieg, dat jy jong mense hard sal laat werk en vir hulle omtrent niks betaal nie. Ag, al hierdie maniere wat mense deur die eeue al aangeleer het om ander mense verskriklike skades aan te doen. Selfs moord te pleeg. Dat die mense sal sê, dit wat jy saai, sal jy een of ander tyd oes, dit gaan een of ander stadium na jou toe terugkom. Maar nou, net die volgende deel van daai vers sê ook, dat die van julle wat saai op die akker van die gees, met die hoofletter, die sal uiteindelik die ewige lewe oes. Die akker van die gees is daai deel van my en jou hart en ons siel, wat so verbind is aan God en wat die gees is, en aan God se wil vir ons lewens, en aan God se voorbeeld van liefde en vrede wat hy uitlewe, verskoon my, 'n hond wat saamgesels. Die van ons wat op daardie akker saai, sal dan ook dinge erf en oes wat uiteindelik uitloop op die ewige lewe. Nou ook hierdie vers gebruik mense, myns insiens baie keer baie eensydig. Hulle sê so, as jy dan nou al hierdie goeie dinge aan ander mense doen, as jy jou tiendes gee en jy sit jouself uit vir mense, jy gee jou tyd, jy het 'n hart vir mense en jy help mense en jy's nooit terug, jy staan nooit terug om mense uit hulle nood uit te help. Dat een of ander manier sal dit alles na jou terugkom in die vorm van 'n bankrekening wat vet gaan groei en groter gaan word. Dat jou oeste letterlik op jou lande sal meer word. Dat jy 'n goeie lewe sal hê, dat jy goeie werke sal kry, al hierdie dinge. Dit mag sekerlik soms gebeur, maar dis nie die bedoeling van daai vers nie. Verskoon my, want daar staan, as jy op die akker van die gees saai, en die gees het dan te doen met jou binneste, met jou siel, met dit wat jou binnekant toe gesond maak, bedoelende dan, as jy die liefde van God aan mense uitleef, of dit nou fisies is, deur hoe dat jy mense help wat in die nood is, waar jy kan jouself gee, en of dit is omdat jy vrede in jou hart het, vrede en liefde uitlewe. Dit wat jy gaan oes, is nie noodwendig materieel nie. Dit het te doen met die stand van jou eie siel, jou eie hart. Die vrede, die kalmte, die liefde wat jy in jou hart mag ervaar, die positiewe uitkyk op die lewe, wat uiteindelik oorgaan, selfs tot die ewige lewe. Terwyl die saai op die akker van die vlees, daar waar ons dan dikwels haat en naaiwer en jaloesie en wraakgedagtes en al sulke dinge gaan saai. Dit maak 'n mens verbitterd van binne, dit vergiftig jou eintlik van binne. Dit maak van jou 'n morbiede, swartgallige mens, 'n mens wat negatief is, 'n mens wat net meer en meer al hierdie haat en die goed wil uitlewe, want dit gee vir jou genoegdoening. Dit is dan die oes wat jy kry.
Daarom glo ek dat baie mense in hierdie lewe wat regtig swartgallig is, wat regtig waar geen mens iets anders gun nie, kan jy maar gaan kyk as mense wat op die akker van die vlees saai in hulle oes dit. So ek wil jou dan aanmoedig vandag. Dis moeilik, dis baie moeilik om mense altyd met respek te behandel en altyd geduldig te bly, altyd te kan vergewe. Maar strewe dan daarna om te saai voortdurend met jou gedagtes, met jou optrede op die akker van die gees. En God sal dan die oes vir jou gee. God sal dan vrede vir jou gee, 'n innige, diepe vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan. Sê die Bybel mos daar in Filippense hoofstuk 4 ook, dat God sal deur Christus ook die wag hou oor jou gedagtes. Hy sal vir jou innerlike genesing gee. Hy sal jou kom bystaan in jou rou smart. Hy sal die diep seer, die pyne wat daar mag wees, sal hy deur sy gees, sy salf bring. En dan oes jy dan die dinge van die gees ook. Nie noodwendig 'n stywe bankrekening. Dit mag wees dat die Here jou uit jou sokkies uit kan seën. Maar ek weet van mense wat werklik waar alles in die lewe al verander gegee en gedoen het. Hulle het arm gebly, hulle het nooit ryk geword nie. Werk die vers dan nie? Natuurlik werk die vers. Want baie sulke mense het nog steeds die vrede van God in hulle hart. So jy kan 'n miljonair wees of jy kan 'n arme mens wees. Die vrede van God, dit wat jy oes, is wanneer jy gesaai het. Wanneer jy op die akker van die gees gesaai het, jy sal dan daar gaan oes. Want die ding is ook, een of ander tyd val die blare van die bome, dis 'n beeld wat ek gebruik. Een of ander tyd is ek en jy soos 'n blaar wat van 'n boom val, is ons lewe verby, verdor ons, raak ons weer een met die grond, soos daai ou vers sê, ons word weer stof, ons keer terug na die aarde toe. Een of ander stadium val ek en jy ook van die takke af, is ons lewe verby. Daarom wil ek jou dan aanmoedig, terwyl jy nou nog aan die takke is, terwyl jy nog lewe, terwyl jy nog saam met ander mense die sonlig inneem, fotosintese beleef, gebruik die tyd om op die akker van die gees van jou lewe te saai. Leef liefde uit elke dag. Leef genade, leef vergifnis uit. Lewe 'n strewe na die lewe om jou altyd 'n beter plek vir almal te maak. Voordat jy ook soos 'n blaar afval, want ons almal kom een of ander tyd by daai punt. Geniet die mooi van die lewe. Kyk na die mooi sonsopkomste, gaan ryk aan die blomme, red 'n heuningby wat in die swembad geval het, sy lewe deur hulle uit te skep. Wees menslik teenoor almal wat jou pad kruis. Dis nie altyd moontlik nie. Ek weet vir myself ook hoe ongedurig ek soms met sommige dinge in die lewe en mense in die lewe kan raak. Maar die strewe is daar. Terwyl jy nog 'n groen blaar is wat hang, lewe hierdie dinge uit, want spoedig kom jou lewe ook soos 'n blaar wat grond toe val. En mag die mense wat dan agterbly werklik pragtige herinneringe hê, en dat dit wat jy dan geleef het, dit wat jy gesaai het, dat die oes wat dan kom in hulle lewens, wat jy nie eens gaan sien nie, maar ook 'n pragtige mooi oes van vrede wees. Sodat jy op daai manier mense goeders laat erf, en leef jy op 'n sekere manier voort in hierdie lewe. Dink maar aan jouself, die mooi eienskappe wat jy het jy dit nie dalk geleer, aangekweek van jou ouers wat vir jou lief was, wat nie meer met jou is nie, ander mense, onderwyser, 'n geestelike. Lewe dan so dat die oes ook na jou lewe op hierdie aarde nog steeds voortkom en mense ook daaruit kan put.